Vriende, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Hartlik welkom vanmôre by ons oggendoordenkings. Ek is Dominee Adriaan Swart en is my heerlik om hierdie nuwe dag saam met jou rondom die Here se woord te begin. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. En vanmôre gaan ons saam lees die brief wat aan Thyatira gestuur is van Jesus Christus deur sy diensknegt Johannes. Ons lees Openbaring 2 vers 18 tot 29. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Thyatira. So sê die Seun van God, wie sy oë soos vuur vlam en wie sy voete soos geelkoper is. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding. En ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. Maar ek het dit teen julle, dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as 'n profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffervleis te eet. Ek het haar 'n kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Kyk, ek gee haar aan 'n siekbed oor. En die mense wat met haar oorspel gepleeg het, aan swaar lyding as hulle nie van hulle praktyke bekeer nie. Haar volgelinge sal ek deur 'n pessiekte om die lewe bring. Dan sal al die gemeentes weet dat dit ek is, die een wat die gedagtes en begeertes van die mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. Maar vir julle ander in Thyatira, wat nie hierdie leer aanhang en nie die diep geheimenisse van die Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê ek lê op julle geen ander verpligting nie. Hou net vas wat julle het, totdat ek kom. Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer, hulle soos kleipotte stukkend slaan. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader gekry. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môrester gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Net tot sover uit die Here se woord vanmôre. Die stad Thyatira, broeder en suster, was 'n werkerstad. En daarom was daar heelwat gildes of vakbonde vir mense soos skrynwerkers, leerlooiers, pottebakkers en wewers. Lydia, die purperverkoopster, was die eerste mens wat onder Paulus se aanvoerwerk tot bekering gekom het. Sy was 'n handelaar uit Thyatira, volgens Handelinge 16. Daar was geen godsdiens in hierdie stad wat regtig dominant was nie. In hierdie omstandighede het die Christene hulle bevind in hierdie gemeente van Thyatira. In ons teks sien ons vanmôre dat die gelowiges van Thyatira geprys is omdat hulle uitgeblink het in hulle liefdesdade en diensvaardigheid. Dit is wat Jesus Christus van hou in kinders van die Here se lewe. Hy sê dan ook vir hulle: ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding. En ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. Wat 'n pragtige getuigskrif van die kinders van die Here in die gemeente van Thyatira. Maar dan het Jesus Christus ook iets teen hulle. En dit is omdat hulle die vrou Isebel laat begaan. Sy was 'n selfgenoemde en selfgemaakte profetes, wat die Here Jesus Christus se kinders verlei het tot onsedelikheid en afgodsdiens. Jesus sê hy het haar 'n kans gegee om haar te bekeer, vers 21, maar sy wou nie. En daarom het hy haar oorgegee aan 'n siekbed saam met al haar volgelinge. Die Here Jesus Christus, wat die hoof is van sy kerk en die hoof is van sy kinders, duld nie onheilige goddeloosheid in sy midde nie. Hy wil hê dat sy kinders aan hom getrou moet bly
En hy kan nie onwaarhede laat verkondig deur mense wat nie regtig gekies is daarvoor nie. Maar die ander kinders van die Here wat getrou is in Tiatire, wat nie hierdie vreemde leringe aangehang het nie, hulle sal groot loon ontvang, sê Jesus aan die einde van hierdie hoofstuk. Elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe bly volhard om te doen wat die Here wil hê, aan hulle sal mag en gesag gegee word. Jesus sê verder, elkeen wat die oorwinning behaal, aan hom of haar sal ook die môre ster gegee word. Dit verwys na Jesus self. Jesus word in 2 Petrus 1 vers 19 en Openbaring 22 vers 16 die môre ster genoem. Die môre ster is net voor die dagbreek, wanneer die nag op sy donkerste is, sigbaar. Christus sal ook met sy waarheidslig in sy volle heerskappy op die toneel verskyn wanneer die wêreld op sy donkerste en mees verlate is. En hy sal kom woon in die kinders van die Here se harte en lewens. Wat 'n wonderlike gedagte en iets besonders om na uit te sien. Mag hierdie boodskap vanmôre ons tot suiwerheid en volharding aanmoedig. Kom ons bly getrou in ons dienswerk en ons hou ons oog elke dag op Jesus gerig. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir 'n nuwe dag wat ons in U naam kan begin. En dat U vir ons op 'n wonderlike wyse kom toerus uit deur U woord. Dankie vir die Heilige Gees wat ons verstand verlig en ons harte open vir U woord. Bevestig self U woord in ons harte. Dankie vir hierdie dag, seën dit vir ons, vergewe ons sondes, beskerm, behoed en bewaar ons en lei vir ons op die pad wat U wil hê ons moet gaan. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag.